Goeiemôre almal. Baie welkom by die erediens, ook aan julle wat hierso is vanoggend. Oom Niels, welkom. Tannie Rina Ras is ook hierso vanoggend. Sy staan in vir Siska. Siska speel nou iewers anders by 'n musiekfees. So Tannie Rina is hierso, baie welkom. Dankie dat Tannie ook hierso speel vir ons vanoggend. Sy sê sy het juist vir Siska gesê, hallo Daniel, hy waai ook vir my. Oei, waai vir hulle. Die Tannie het ook al gesê, sy het nie nou 'n pos nie. En toe het Siska nou juist vir haar gesê, maar hier's nou 'n geleentheid. So toe kom het sommer vinnig die geleentheid. Dis lekker om hier saam te kan wees. As jy nou 'n Springbok ondersteuner is, en 'n Stormer ondersteuner, dan was dit nou 'n fantastiese naweek, dan was dit baie lekker. Die Springbok het baie goed gedoen, het is lekker om dit te gesien het, en ek hoop dit kan so aanhou. Maar dit is ook 'n lieflike dag, ons kom uit 'n besige wêreld, klomp dinge het gebeur, maar hier het ons tyd om net al daai goed te los 'n bietjie, en net weer te fokus op die Here. En ons is saam hierso, as broers en susters in Christus, so kom ons groet mekaar, groet die mense om jou, sê vir mekaar môre, ons is 'n geloofsfamilie. Is hier enige besoekers vanoggend? As jy 'n besoeker is, steek asseblief jou hand op. Wie van julle wil die kruisies uitdeel? Wie wil? Ryan Lee, hy is altyd bereid. Is daar nog hande iewers? Ek sien nie nog hande nie. Ons wil ook nou nie iemand forceer nie, maar daar het om Terry ook 'n hand op. Sal jy dit vat daarso? Haar wys hy oom. As jy het hulle uitgegee. Ek is maar altyd versigtig so om iemand ook uit te wys, want ek het een keer toe hoor ek van die oom het die kerk toe gegaan nie, en die dominee het hom nou besoek, want sy vrou het baie gekom, maar toe wil hy nou graag hê die oom moet toe kom. En hy sê toe, hy was nou 'n bietjie vol van homself, maar hy het gesê, as jy na een van my dienste toe kom, sal jy nooit weer van die kerk af wegbly nie. Maar toe daai oom nou daar is, daai Sondag, toe noem hy hom nou, want daar's nou mense wat hom geken het en geweet het, hy was jare laas daar, toe is hy nou heeltemal op die spot gesit, toe het hy nooit weer gekom nie. So, ek wil nie vir iemand sê, jy moet sê, jy is 'n besoeker nie, maar as jy wil, dan gee ons vir jou 'n kruisie, wat sê welkom. So, baie welkom aan almal. Ek het 'n bietjie hierdie week was ek op 'n retreat, toe het ek nou 'n ander deel van die Oos-Kaap gesien, daar tussen Oos-London en Stadterraai. So dis 'n entjie, maar dis baie mooi, daar in die Bosveld. So ons het regtig 'n mooi provinsie. Ons gaan hierdie lied saam sing nou, Wees stil en weet, ons sing vers 1 tot 2, en dit is so belangrik dat ons net dit weer hoor. Die Here is hier, hy's by ons, hy help ons, ons is nie alleen nie. Kom ons raak net bewus daarvan, as ons hierdie lied saam sing. Oh
Is daar een van julle wat die kers vir ons sal aansteek? Ryan Lee, hy is altyd bereid. Hy is altyd, hy gee nie om nie. As hy. Nog 'n keer. As hy, baie dankie. En ons steek hierdie Christuskers aan om vir ons te herinner dat al gebeur wat, ons is nie alleen nie. Die Here is met ons, Jesus leef, op 'n Sondag vier ons dit. En dit herinner vir ons ook dat ons het hoop. Christus is ons hoop. Ons fokus soms op ander goed, ons kyk na die nuus, of slegte goed gebeur en dit maak ons hartseer, of dit maak ons dalk moedeloos. So as jy heeltyd op dit fokus, en ons vergeet van die Here, dat hy by ons is, dan kom dit ook uit in ons lewe. Maar as ons dit onthou, hy is aan die werk, hy is hier, hy los ons nooit nie. Hy is altyd by ons. Of ons nou skool toe gaan, of jy nou eksamen moet skryf, hy is altyd by ons. Hy is daar. Ons is nie alleen nie en hy help ons met alles. So ons moet dit onthou. Die Here is met ons. In Psalm 33 vers 20 tot 22 hoor ons die volgende. Ons vertrou op die Here. Hy is ons hulp en ons beskermer. Ja, in hom is ons hart bly. Op sy heilige naam vertrou ons. Hou u liefde oor ons, Here, want ons stel ons vertroue in u. Broers en susters in Christus, genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus, deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Ons gaan nou die Here loof, ons gaan die lied sing, Here, ons sal u loof, ons staan en ons sing die lied saam en ons sing vers 1 tot 2. Kom ons loof die Here. En ons is so dankbaar, ons moet so dankbaar wees vir dit, dat die Here ons gered het, dat Jesus gekom het, homself gegee het, om ons te red. Anders was ons verlore in ons sonde. So ons kan so gewoond raak daaraan, maar dit is so wonderlik, ons moet dit nie vergeet nie. Jesus het ons lief, elkeen van ons. Nou hierso is 2 sponsies. Wie van julle was ons skorrelgoed? Julle was ons, julle Dis nie vir my baie lekker nie. Ek hou nie baie daarvan nie. So as mens 'n dishwasher het, help dit darm so bietjie. Maar hy moet nog steeds gepak word en uitgepak word. Maar ons moet ook maar die goed skoon hou, soos ons al 'n ander keer gesê het. As jy nou besluit, jy gaan nooit meer skorrelgoed was nie, julle as 'n gesin, dan gaan dit chaos raak. Jy gaan nie kan leef so nie. Maar hier is nou 2 sponsies. Ek wil hê 2 van julle moet kom hiernatoe. Ja, jou hand is op. Ryan, jy's gereed. Maar nog iemand. Ja, kom. Okay, so ek wil nou hê staan hierdie kan hulle ook sien, hè. So wat dink julle gaan gebeur as jy die sponsie in die skoon water sit? Wat dink julle gaan gebeur?
Gaan hy skoon bly? Druk hom gou so 'n bietjie in. OK, jy kan hom nog 'n bietjie, as hy, haal hom gou so uit. Kyk, daar kom skoon water uit, né? OK, jy kan hom nou maar so los. Kyk gou, doen dit gou met daai ene. Dis 'n bietjie vuil, né? Druk hom nog 'n bietjie in. As hy. Nou kyk wat kom daar uit. Hoe lyk daai water? Bruin, dis vuil. Vuil, ja. Nou, jy kan hom maar los nou, as hy. Sien, hy's vuil. So, vandag wil ek net vir julle herinner dat wat ons dink, wat ons heeltyd vir onsself sê, is baie belangrik. Dit het 'n groot effek op hoe ons voel. So as jy heeltyd vir jouself sê, ag, ek is dom, of ek is stupid, of ek is nie mooi genoeg nie, dan gaan jy nie goed voel nie. Maar partykeer sê ons sulke goed vir onsself heeltyd. Ek is sommer 'n mislukking, ek is nie goed genoeg nie. Niemand hou van my nie. Dis hoe ons soms dink oor onsself. Maar as ons vir onsself sê, God het my lief, God het my gemaak, Jesus het vir my gesterf aan die kruis, dan voel ons beter. Dan voel ons, maak nie saak wat ander mense sê nie, ek weet dit. Ek is 'n kind van God. So dan voel mens beter. So dan is dit soos hierdie sponsie. Jy voel beter, jy is gelukkiger, jou gedagtes is nie vuil en sleg nie. Maar as jy slegte goed dink, dan is dit soos dit. Maar dan wat uit jou uitkom, is ook slegte goed. Jy is dalk kwaad, of jy is dalk heeltyd hartseer, jy is sommer lelik met ander, want jy voel self nie lekker nie. So dis baie belangrik dat ons goeie goed sê vir onsself. En ons moet ook die Bybel lees, want daar hoor ons die mooi goed wat ons moet onthou. As ons ook dink ons is alleen, dan gaan ons bang wees. As ons het vergeet, Jesus is by ons, dan is ons bang. So, wat ons dink, maak dat ons ook anders is. As ons onthou, ek is 'n kind van God, dan leef ek anders, as iemand wat dit nie weet nie, of wat dit nie onthou nie. So onthou dit, God is baie lief vir julle. Julle is elkeen spesiaal, en daar's nie nog iemand soos jy nie. Daar's net een van jou. En God het jou so gemaak. So moenie voel jy's sleg en jy beteken niks nie. God wil jou ook gebruik in hierdie wêreld. By jou skool kan jy 'n verskil maak. Jy moet jouself wees en jy moet lief wees vir jouself. Want God het jou gemaak. OK, julle kan nou na die saal toe gaan. Ek hoop julle het 'n lekker dag verder. So ons vergeet dit soms, maar ons gedagtes, dit wat ons gereeld vir onsself sê, dit waar ons gedagtes op fokus, dit wat ons toelaat om ons gedagtes te vul, is baie belangrik, dis kragtig. Dit beïnvloed ons hele lewe. Ons gedrag, ons emosies, hoe ons optree teenoor ander mense. So dis baie belangrik. Ek het gelees van 'n studie wat hulle gedoen het, wat net sê hoe baie negativiteit daar is by kinders byvoorbeeld, by die skool. As hulle by die huis, maar ook by die skool, as hulle een positiewe ding hoor, sê nou maar by die huis, dan is daar 20 negatiewe goed wat hulle ook hoor. Dis erg, die negatiewe is baie meer, en 'n kind hoor dit vroeg, dan glo die kind dit later. Jy's stout, of jy kan niks goed doen nie, of sulke tipe goed, dan glo die kind dit. By die skool sê hulle, is dit bietjie minder, een negatiewe ding, een positiewe ding, dan hoor hulle 12 negatiewe dinge.
So daar's baie negativiteit. Maar nie net met kinders nie, ook met ons. Ons sê negatiewe goed, ons fokus op die negatiewe goed. Maar ons gedagtes is iets wat 'n mens iets aan kan doen. Ons het vryheid om te kies waarop fokus ons. Wat laat ons in ons gedagtes in? So ons moet dit onthou. Dit is nie maar net dat jy niks daaraan kan doen nie. En ons gedagtes is iets wat ons oor moet nadink. Wat is dit wat ek gereeld dink of sê van myself? Daar in die afkondigings is ook 'n oefening wat mens kan doen om die negatiewe gedagtes te vervang met 'n Bybelse waarheid. So dit help mens ook. Want dit help jy sê net vir jouself, ek moenie negatief dink nie. Dit gaan nie dit oplos nie. Mens moet dit vervang met iets anders. So dit is baie belangrik. Ons kan iets daaraan doen. Nou ons gaan lees vanoggend uit die Romeinebrief, Romeine 12 vers 1 tot 2 en die sentrale tema van hierdie brief is dat God skuldige sondaars, Jode en nie-Jode, almal vryspreek uit genade deurdat hulle glo. So dis net genade dat ons gered kan word. Dis nie iets wat ons kon nie maak dat Jesus kom nie, dis uit genade. Geloof is om dit te glo. Ek glo dit, ek aanvaar dit. Jesus het ten volle vir al my sondes betaal. Ek is 'n nuwe mens, ek is vry van die wet en van die sonde. Ek is 'n kind van God. So dit is die sentrale tema van hierdie brief. So ons wie glo in Jesus is vrygespreektes. Ons is nuwe mense. Maar in Romeine 12 vers 1 tot 15 vers 13, dan gaan Paulus oor na 'n nuwe gedeelte in hierdie brief. So in die eerste 11 hoofstukke is daar nou baie gepraat oor hierdie genade, oor dit wat God in Christus vir ons gedoen het, uit genade, hoe ons gered word. Dit is die hele 11 hoofstukke gaan daaroor, God se genade. Maar dan kom dit nou by die praktiese kant. Want dit kan nie daar stop as mens sê, Jesus, God se genade is so wonderlik, ek glo, ek aanvaar dit, en nou stop dit nie. Nou moet mense reageer daarop. Daar is ook 'n manier hoe God wil hê ons moet lewe, 'n nuwe manier van lewe. So ons moet lewe as vrygespreektes, as nuwe mense. So dis waaroor dit dan nou gaan in hierdie Romeine 12 tot 15 vers 13. Wat vra God van ons? Hoe moet ons nou lewe op grond van dit wat God uit genade gedoen het? So kom ons bid saam voor ons hierdie gedeelte lees. Here, vandag is dit vir ons 'n belangrike herinnering om te besef hoe genadig U is. Dit is so wonderlik om te dink wat U vir ons gedoen het. Dat U so omgee vir ons. U stuur U seun en hy kom sterf vir ons, hy koop ons vry. Ons het 'n wonderlike toekoms. Ons het die ewige lewe. Maar ons hoor in hierdie gedeelte, U vra dan alles van ons. Ons moet onsself gee. Here, en ons kan eintlik nie anders nie, want U, Jesus, het alles reeds vir ons gegee. U het Uself gegee. En uit dankbaarheid moet ons reageer op dit. Here, daar's baie invloede in hierdie wêreld. Maar help ons om te leef soos U sê. Help ons om te sterf van onsself. Ons bid dit, ons vra dat U met ons sal praat, dat U ons sal vorm, sodat as ons hier uitstap, dat ons sout en lig kan gaan wees in hierdie wêreld. Dat ons 'n verskil kan maak, dat ons anders sal lewe. Here, ons dank U vir die verandering wat reeds plaasgevind het. Ons is aan die een kant reeds nuwe mense en ons dank U daarvoor. Ons kan nie onsself red nie,
Ons kan ook nie onsself werklik heeltemal verander nie. So ons kom vra, Here, kom verander ons. Kom vernuwe ons. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Ek lees vir ons uit die 1983 vertaling en die opskrif hierso is die nuwe lewe in Christus. En nou doen ek 'n beroep op julle, broers, op grond van die groot ontferming van God. Gee julle self aan God as lewende en heilige offers wat vir hom aanneemlik is. Dit is die wesenlike van die godsdiens wat julle moet beoefen. Julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir hom goed en aanneemlik en volmaak is. Ons lees net tot sover. Ons het as kerkraad ook die hele jaar met hierdie 2 verse gereis. Ons wandel met dit, ons bly in die gedeelte, ons luister by elke vergadering weer daarna, en dis wonderlik, elke keer dan kom daar nuwe goed uit, wat mens weer hoor, of wat mens tref. So praat die Here met ons, en vorm hy ons oor tyd. Hierdie is 'n gedeelte wat ons uitdaag. Dis nie maar net maklik om dit te hoor en te gaan doen nie. Dis nie soos jy kan nou, dis nie net van ons sê ons wil dit doen en ons doen dit nie. Dis soos, ons kan nie net sê ons wil 'n marathon gaan hardloop en ons doen dit nie. Ons moet dan ons lewe anders inrig. Ons moet goeie gewoontes hê. Ons gedagtes gaan moet verander as jy regtig dit wil doen. So die wil is baie keer daar. Mense sê dalk ek besef God is so genadig. Sonder hom sonder sy genade en Christus se offer was ek verlore. Dan kan mens baie dankbaar wees en jy kan sê ek wil nou myself gee, maar dis nie genoeg nie. Want ons denke en ons emosies en ons gewoontes beheer ons wil. So as jy jou wil verander, dan moet jy aandag gee aan dit. Jou denke, jou gewoontes. Jy moet ook gaan kyk na jou emosie. Wat se emosies is gereeld teenwoordig en hoekom? Maar ons denke verander ons emosies. Dit volg eintlik ons denke. So dis maar net belangrik om dit te besef. Ons sê baie keer ek wil verander of ek wil so leef. Maar wil is nie genoeg nie. Jy kan baie graag wil, maar as jy die ander goed afskeep, dan word jou wil maklik oorheers. Jy kan ook sê ek wil fiks raak, maar jy gaan 'n gewoonte moet kry om uit die bed uit op te staan of om na werk sê nou maar te gaan oefen. Anders gaan jy nie fikse raak nie. Jy gaan dalk sekere ander goed moet los om tyd te maak vir die oefening. Ons lewe kan maklik om onsself draai. My naam, my wil, my koninkryk. Die wêreld bevorder dit eintlik. Lewe vir jouself. Doen wat jy wil doen. Besluit self. Niemand moet vir jou sê nie. Dit is wat mens baie daar buite hoor. Of dink net aan wat jy nodig het en gaan kry dit. Of probeer dit kry. Dan sal jy werklik gelukkig wees. So die wêreld, iemand het een keer gesê, dit is soos magnete. Deur die week is al klomp magnete. Maar dit plaas die fokus baie op onsself. Magnete wat ons na binne half laat kyk, op ons. Selfgerig. Maar by die erediens, dan is hier nou eintlik 'n ander magneet. Dit wil ons fokus wegvat van onsself af, na die Here toe en na ander. So, dit is ook hoekom dit so belangrik is dat mens kerk toe kom. Want anders kan mens maklik verkeerd begin dink en verkeerde rigting gaan. Want daar is sterk invloede daar buite. Ons hoor baie goed, ons sien baie goed. Dit het 'n invloed op ons. Belangrikste invloed moet die Here wees. So is belangrik om tyd te maak ook vir die Here.
Ons het in daai lied, laat Heer die vrede deur my vloei, is die een vers sê, maak my bereid om aan myself te sterf, dat ander U al meer in my kan sien. Dis iets wat ons moet vra, maak my bereid, Here, om aan myself te sterf. Dit is nie iets wat ons net sommer doen van self nie. So ons moet vra daarvoor. Nou ons hoor in vers 1 in vanoggend se gedeelte die volgende, en nou doen ek 'n beroep op julle, broers. Dis nou medegelowiges, dis nou nie net die broers wat dit moet doen nie. Dis nie wat dit beteken nie. Almal moet. Op grond van die groot ontferming, mens kan ook jy kan dit ook vertaal met barmhartigheid, of mens kan self sê genade. Op grond daarvan, dis nie van net julle moet dit doen nie, op grond van daai ontferm, op grond van dit wat God uit genade gedoen het vir ons, doen die volgende: gee julle self aan God as lewende en heilige offers wat vir hom aanneemlik is. Dit is die wesenlike van die godsdiens wat julle moet beoefen. So dis hoe ons moet reageer. Dis waaroor dit werklik gaan vir ons as Christene in ons godsdiens. Ons kan nie net iets gee nie, ons moet onsself gee. Die Here soek ons. Die Here soek nie net iets nie. Die Here soek nie byvoorbeeld net geld nie. Hy soek ons. Dit sluit alles in, maar hy soek onsself. Ons moet oorgee. En ons gaan net dit ook kan doen as ons onthou God is 'n God van liefde. God het ons regtig lief. Anders gaan ons nie wil oorgee nie. Anders gaan ons self wil beheer hê van ons lewe. In die 2020 vertaling hoor ons, broers, op grond van die barmhartigheid van God, roep ek julle dus nou, om julle liggame beskikbaar te stel, as 'n offer, wat lewend en heilig is, en vir God aanneemlik. Dit is julle sinvolle godsdiens. So, ons hoor net, ons moet onsself gee, ons liggaam, dit sluit alles in. Ons hele mens wees, die hele mens, moet mens gee vir die Here. Mens doen dit uit dankbaarheid. Dit is wat ons motiveer om dit te doen. Maar ons moet alles gee. Die Here soek ons ten volle. En ons gee onsself as lewende en heilige offers. Nou daar hoor 'n mens twee goed. Die een ding is die lewend. As mens nou dink aan Israel en hulle offers, daai offer, daai dier was doodgemaak, dan is dit geoffer in die plek van 'n mens. Die dier is geoffer. En so daar nou kon daar nou vergifnis kom. Ons is nie dooie offers nie. Die Here soek lewende offers. Dit is ook anders. So dit beteken nie jy hou op lewe nie. Ons sterf aan onsself, aan ons eie selfgerigtheid. Wat beteken nie jy hou op lewe nie. Die Here soek lewende offers. Ons lewe vir hom. Ons lewe nie meer vir onsself nie. Dis wat die Here van ons vra. Ons self is die offer, maar ons is nie dooie offers nie. Ons is lewend. En dit beteken ook dat ons dien God in ons daaglikse lewe. Dis nie net Sondag of nou en dan nie. Ons is daagliks hierdie lewende offer. Ons gee onsself daagliks vir God. So ons lewe vir God in ons daaglikse lewe. Tussen ander mense. Daar waar ons verhoudings het, daar waar ons met ander kom. Dit is wat dit beteken. Daar lewe ons vir die Here. So lewende offers. Ons geloof moet dus sigbaar raak in ons daaglikse lewens. Dit kan nie stop, dit kan nie net Sondag wees nie. Dit stop nie hier. Daagliks moet ek myself sien as 'n offer, 'n lewende offer vir die Here. Mens hoor ook heilig. En dit beteken ons is afgesonder vir God. Ons is God se. Ons behoort aan hom.
Hy moet bepaal hoe ons lewe. Hy wil hê ons moet heilig lewe. Nou ek het al een keer gesê, daai 2 letters AA, afgesonder, maar anders. So ons is syne en daarom leef ons anders. Ons leef in 'n verhouding met God, daarom leef ons anders as mense wat nie in 'n verhouding met God is nie. Wat nie kerk toe kom nie, wat nie Bybel lees nie. So dit is die ander kant. Ons leef anders want ons is kinders van God. Nou, dit is hierdie wat vir God aanneemlik is. Lewende en heilige offers. So dit is hoe ons moet lewe. Maar dit vra selfprysgawe. Ek moet oorgee. Ek moet sterf van myself. Dit kan nie meer net oor my gaan, dit gaan oor die Here. En dis die wesenlike van die godsdiens wat ons moet beoefen. Dis waaroor dit werklik gaan. Letterlik, dit is ware godsdiens. So dit vra 'n kopskuif. Daagliks gee ek myself. Daagliks staan ek in diens van die Here. Mens kan ook sê dit is ons geestelike erediens. En dit is 'n baie belangrike ding want ons kan dink Sondag is 'n erediens, maar dan stap ek hier uit, dan is dit klaar. Dan gaan ek aan met my lewe. Ek het weer allerlei ander dinge waarmee ek besig is. As ons hier uitstap, dan gaan ons na die erediens van die lewe toe. Daar leef ons tot eer van God. Dit is ons geestelike erediens. So elke dag is 'n dag waarmee ek God kan eer. Waar ek deel is van hierdie geestelike erediens. So dis ook baie belangrik. Die erediens wat van Maandag tot Saterdag plaasvind. So ons dien God met ons hele lewe. Ons woorde, ons dade, ons liggame, ons manier van lewe. Elke dag, waar ook al ons gaan. Dis 'n voltydse ding. Maar ons doen dit uit dankbaarheid. Op grond van die groot ontferming. As mens nou dink, soos ek vroeër gesê het, sonder God se ontferming, sy barmhartigheid en genade, sonder Jesus se offer, sou ons verlore gewees het. So, dit is heeltemal onredelik, ondenkbaar, dat ons eintlik kan dink, ons kan minder vir God gee, as onsself. Want God het vir ons so baie gedoen, hy is so goed vir ons. Ons kan nie minder as om te sê, hier is ek, Here. Ek lewe nou vir U nie. Dit kan eintlik nie anders nie, dis ondenkbaar eintlik. En mens mis eintlik die punt van Christendom, as mens hierdie punt mis. As mens dink, ek kan maar net iets gee en God is tevrede daarmee. Die Here soek ons, die Here moet die belangrikste wees, soos ons in Lukas 14 ook gehoor het. Ons moet Jesus lief hê bo alles. Selfs ons familie, selfs ons besitting, selfs ons self. Maar ons het ook daar gesê, ons kry so baie. Ons kry die ewige lewe. Ons kry die lewe in oorvloed. Ons kry soveel vreugde as ons leef soos God vra. So ons moet net besef, dis heeltemal anders as hoe die wêreld vir ons sê ons moet lewe. Om jouself te gee is nie wat die wêreld sê jy moet doen nie. Jy moet in beheer wees. Jy moet onafhanklik wees. Ons word geroep om afhanklik te wees van die Here, om gehoorsaam te wees aan die Here. Die Bybel bereik eers sy doel as ons in ons alledaagse lewe, die gewone lewe van elke dag, anders lewe, as mense aan God gewy, lewende en heilige offers, wat vir God aanneemlik is. Dit is wat die Bybel wil doen. Die Bybel is nie maar net dat ons inligting kan kry en Bybelstudie kan doen en meer weet nie. Die Bybel wil ons verander, dat ons op 'n nuwe manier lewe, soos die Here van ons vra. So dit is wat ons in vers 1 hoor. In vers 2 hoor ons, julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie. Dit is die ander kant wat ons nou verder hoor. Julle moenie aan hierdie wêreld gelykvormig wees nie. Hoor ons in die 2020 vertaling. Nou ek onthou toe ek jonk was, dalk het van julle, onthou julle ook dit,
daar was sulke molds, soos hulle nou in Engels sê. Dink in Afrikaans is dit gietvorms. Dis nou nie 'n woord wat mens baie gebruik nie. Dalk weet jy van julle nie eers wat daai woord beteken nie. Maar vir sinkers was daar sekere molds, dan kan jy jou eie sinkers maak. Dan gooi jy nou die metaal daarin en almal kom dieselfde uit. Daar's verskillende van hierdie molds. So jy kry verskillende sinkers. Party mense het so hulle eie sinkers gemaak. Maar daai gietvorm of daai mold gee vorm aan daai metaal. So die wêreld kan mens so sien het ook so, die wêreld wil ons ook vorm om op 'n sekere manier te lewe. Die wêreld sê vir jou op baie maniere dis wie jy moet wees. Dit vorm ons. Maar ons moet nie net soos die wêreld raak nie. Ons moet deur God gevorm word. Ons is ander, ons is sy kinders. So mense moet bietjie nadink, wat vorm my? Wat is invloede wat my dalk net soos die wêreld laat word? En dit gaan hier oor, as ons sê, ons moet nie wêreldgelykvormig raak nie, dan gaan dit, ons moet nie maar net soos die wêreld word nie. Ons moet nie maar net soos die wêreld dink, en daai selfde gedrag toon, en dieselfde gewoontes hê. Ons moet nie volgens dieselfde patroon lewe nie, of skema kan mens self sê nie. Ons leef volgens God se waardes, wat God sê. Ons leer in die Bybel hoe God wil hê ons moet lewe. So dis baie belangrik, ons moet anders wees. Ander waardes, ander prioriteite, 'n ander fokus. Dit is waaroor dit gaan. Anders raak ons net soos die wêreld, dan wat beteken ons geloof? As ons nie meer sout is wat smaak gee en 'n verskil maak. As ons nie meer 'n lig is, dan wat beteken dit? Hoekom gaan mense wil deel raak van ons gemeente, van die kerk? As hulle nie kan sien ons is anders nie. En dis veral liefde wat ons op moet fokus. So ons moet nie aan die wêreld gelykvormig raak nie. Ons moet nie soos die wêreld word en dink en lyk nie. En dit gebeur, daar's baie maniere hoe ons maar soos die wêreld begin dink. Want ons hoor baie hierdie tipe goed. Nou dit beteken nie jy moet jou afsny van die wêreld en jy moet nou in 'n hoekie wegkruip, jy moet jou foon weggooi en jy moet heeltyd net Bybel lees nie. Ons moet leef, ons moet tussen mense kom. Ons weet Jesus het ook. Hy het tussen die sondaars en die tollenaars gekom. Hy het hulle geroep om hom te volg. Maar hy was anders. Hy was 'n lig. Hulle het gesien hy's anders. Hy het nie maar net soos die wêreld geword nie. Maar wat ons help om so te lewe is ons gewoontes. Ons moet goeie gewoontes hê. Ons moet ingeprop bly by die Here, kan ons sê. Ons moet in 'n verhouding met hom lewe. So word ons anders. So die vraag is, ja, gaan dink 'n bietjie, wat help, hoe word jy versoek om soos die wêreld te word? Maar wat help jou dalk om nie soos die wêreld te word nie? Wat 'n goeie goed het jy in jou lewe wat jou help om te bly dink soos die Here wil hê jy moet dink, om te fokus op die regte goed. Ons hoor in vers 2 die volgende, ons hoor verder, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe, sodat julle goed kan onderskei wat die goeie en aanneemlike en volmaakte wil van God is. So ons hoor hierso, as mens nie wêreldgelykvormig wil word, jy moet mens innerlik verander. Daar moet 'n transformasie plaasvind. Eintlik 'n metamorfose, as jy nou meer letterlik met dit wil omgaan met daai beeld hoor ons in die Grieks. Soos die papie wat nou verander in 'n skoenlapper. Dit is 'n hele groot transformasie. Ons moet verander. Ons moet innerlik verander. Ons gedagtes moet verander. Ek het vroeër gesê ons gedagtes beïnvloed ons hele menswees. So die Here wil ons gedagtes verander. Want dan is ons anders. En dis maar 'n lewenslange proses dat ons weer ons gedagtes gee vir die Here. Dat ons
die Bybel lees en vra, Here, verander my gedagtes. Ek wil word wie U wil hê ek moet wees. Dit is 'n lewenslange proses. Die Heilige Gees bly ons verander en vernuwe, dat ons meer en meer soos Jesus word. Ons kan nie self so word nie. Maar dit is baie belangrik, dit is waar dit begin, met ons gedagtes. As ons gedagtes nie verander ons nie werklik nie. So dit is baie belangrik. En ons hoor verder dat dit stel ons in staat om te kan onderskei wat is die wil van God. Want ons kry nie vir alles spesifiek, die Bybel sê nie vir ons alles spesifiek hoe ons moet lewe nie, in elke situasie nie. So ons moet onderskei. Hoe wil die Here hê moet ek dit doen nou in my omstandighede? Kyk byvoorbeeld as mens nou sê, as ons hoor Jesus sê, ons moet ons vyande lief hê. Dan moet ons nog steeds vra, maar wat beteken dit? Wat beteken dit dalk by my werk? Hoe moet ek dit daar uitleef? Hoe lyk dit? Dis waar ons moet onderskei. Maar as ons denke verander word, dan kan ons dit onderskei. So, dit is hoe die Here ons help. So ons moet toelaat dat God ons deur sy Gees verander. Ons moet oorgee, ons moet sê, Here, verander my. Want ons moet weet, as ons gedagtes verander, gaan ons lewens uitkyk, gaan ons hele lewe verander. Mens kan sê, ek is nie lus daarvoor. Ek is bang. Ek wil eerder self my lewe bepaal. So ek wil nie eintlik hê my denke moet verander nie. Dit kan ook gebeur. Ek hou maar aan dink op die manier wat ek gedink het. Want meer letterlik gaan dit daaroor dat God moet ons manier van dink verander. So ons moet nie maar net op dieselfde manier bly dink nie. Ek lees vir ons vers 2 in die boodskapvertaling. Moenie tuis raak in hierdie wêreld met al sy boosheid nie. Nee, laat God julle van binne af nuut maak. Laat hy julle manier van dink verander, sodat julle kan weet wat hy van julle verwag. Dan sal julle ook weet wat sy wil is en hoe julle julle hele lewe elke dag aan hom moet oorgee. So dis 'n uitnodiging vir ons vandag. Gee jouself, gee jou hele self, gee jou lewe vir die Here. Laat toe dat God jou verander, jou denke. En dit is die beste manier om te lewe. Mens kry so baie, jou lewe is net, jy het vrede, jy het vreugde, jy's gelukkig. Want dit is hoe die Here wil hê ons moet lewe. As mens vir die wêreld lewe en aardse goed, het jy nooit genoeg nie. Jy is nie regtig gelukkig nie. Daar's leegheid. So dis 'n uitnodiging. Moet dit nie sien net, dit vra baie nie. Dis 'n uitnodiging na 'n beter manier van lewe. Dit vra wel baie, maar jy kry ook soveel dat dit oortref daai opoffering ver. En Jesus het vir ons die voorbeeld gestel. Hy het homself gegee. Hy het opgeoffer. Selfontleding het hy toegepas. En ons moet sy voorbeeld volg. So kom ons gaan doen dit. Kom ons bid saam. Here, ons bid en vra, help ons om nie selfgerig te wees nie, dat al wat belangrik is ek self. Wat ek wil hê, wat ek nodig het. Here, Jesus, U het vir ons gewys, dis nie hoe ons moet lewe nie. Dis nie hoe God wil hê ons moet lewe nie. Here, dit maak mens baie keer selfsugtig. Dit maak mens baie keer ongelukkig eintlik. Jy fokus net op jouself en wat jy nie het nie, of wat jy nog moet kry. Here, help ons om te sien wat ons in U het. Die wonderlike seëninge. Here, ons kan saam met U lewe, elke dag. Ons kan vir U lewe. Help ons daarmee. Help ons om tot eer en verheerliking van U te lewe, waar ons gaan. Here, ons wil doen wat U gelukkig maak. En dit maak U gelukkig as ons so lewe. Here, daar's ook baie swaar kry en nood. Help ons om nie ook net soos die wêreld te word wat nie eintlik omgee
wat die tyd het verander nie. Here, daar's baie mense wat swaar kry, en ons kan 'n verskil maak. Ons kan hoop bring, ons kan lig bring, ons kan smaak gee. Here, ek bid dat U ons sal lei deur U Gees om te weet waar en hoe moet ons 'n verskil gaan maak. Here, ons is U kinders. Ons behoort aan U. En daarvoor is ons so dankbaar. U is ons rots en U sorg vir ons. Here, dit is wonderlik om dit te weet. Ons het 'n wonderlike toekoms en ons kan met hoop lewe. Help ons, Here, om uit te staan, om anders te wees, omdat ons in 'n verhouding met U is. Help ons om daai verhouding lewend te hou, Here, om ook goeie gewoontes in te oefen, wat ons help om op U te fokus. Here, dankie dat U die pottebakker is. Ons is die klei. U is intiem met ons betrokke. U vorm ons. Dankie daarvoor, Here, dat U nie net van ons goed vra en ons kan dit nie doen nie. Ons het die Heilige Gees ook gekry. Ons word lewenslang verander. Maar Here, ek bid dat ons onsself werklik sal oorgee en sê, Here, neem U beheer. Maak my wie U wil hê ek moet wees. Verander ons hart, ons gedagtes, ons wil, ons wese. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Daar's nou geleentheid vir die gee van die dankoffers en dan gaan 'n paar afkondigings ook gedeel word. Kom ons sluit ons oë, sê aan. Here Jesus, ons staan hier vanoggend, Here, ons staan uit genade, om vir U baie dankie te sê vir hierdie bydraes wat ek in my hand kan hou.
Dankie Here dat ons dit kon kry. Dankie Here dat ons dit gaan reg gaan gebruik. Dankie Here Jesus dat U 'n wonderlike God is en U is 'n genadige God. Amen. Daar sê, kom ons kyk, daar die, ek dink nie hierdie mikrofoon is aan nie. Daar sê, daar kom hy. Nou kan jy vir my hoor. Ek sien daar is 'n hele klomp kommissievergaderings hierdie week. U wat daar op die kommissies is, neem tog asseblief kennis. Die groot ding daar is al die begrotings moet na gekyk word. So neem kennis van al die kommissievergaderings. En dan donderdag, 10:00 die oggend het ons weer sonskynklap. U wat nog nie aangesluit is, kom kuier saam. Dit is baie lekker, dit kan ek waarborg. Van die deploy kom by ons kuier donderdag. Nou komende donderdag 10:00 die oggend. Die kerkkantoor is gesluit, die Asina van die 6 tot 10 Oktober. En dan het ons lidmaatskap ontvang van Chris en Connie Olifant. Ek het nie hulle vanmôre hier. Ons sê vir ook baie welkom. En ons soek nog steeds 'n sameroeper vir die bazaar. As jy voel jy kan hierdie groot taak verrig en op die skouers neem, kontak asseblief daar vir Dominee Robbie. Jy sien dat die dak van die kerk is hulle besig, hard besig. Ongelukkig speel die weer ook nog nie belangrik saam met ons nie. As dit nou gedou is, die dak is nat, kan hulle hom nie spuit nie. As dit gereën is, kan hulle nie spuit nie. As die wind te sterk waai soos nou die dag, kan hulle op die dak klim nie. So dit vorder. Jy sien daar is 'n bedragie wat al ingekom het van R5.800. Ons sê vir baie dankie vir dit. En as jy kan help, lewer asseblief daar ook 'n bydraetjie. Ons het 5 verjaarsdae vandag. Dwayne Kraus, Shamaine Ehlers, Sonje Fourie, Westraat Fourie en Dirk Vos verjaar vandag. Sê vir baie geluk. Mag julle regtig in die dag ook 'n baie mooi dag beleef. En almal wat in die week ook verjaar. Ons bid dat die Here vir die werklik sal seën met 'n nuwe lewensjaar. Ek het net een naam hierso en dis Ilona Totkil is in die hospitaal. Ons bid dat die Here ook daar naby sal wees. En dan, jy sien ook daar alles wat in die wêreld aangaan. Kom ons bid, die Here is in staat om baie goed te doen. Kom ons bid, dat die Here ook sal ingryp in al hierdie gevalle. En dan, daar word vetplante gesoek. Daar by MTR, huis 4, wil hulle vetplante plant. So, in 'n tuin maak. En dat, ek dink die jong mense daar gaan na die tuin moet omsien, as ek reg Adie. So, as jy 'n vetplant kan skenk, daar by die huis, kontak vir Adie, maak sy karsebak vol vetplante vir huis 4 asseblief. Baie dankie. Ek wil net sê ook, mens kan nou dink, jy kan nou hoor bazaar en dan, jy is die sameroeper en dan is mens dalk bang, maar daar is 'n hele span wat saam dit moet reël en verantwoordelikheid moet neem. Eintlik moet die hele gemeente, want dit is nie maar net sommer ietsie nie, dit is 'n groot fondsinsameling van die gemeente, maar mens kort iemand wat net die reëlings bietjie kan tref en almal kan bietjie saambring. Dit is nou die groot ding. Leandi is ook bereid om te help nog waar sy kan en sy het baie kontakte. So baie van die goed is daar. Mens moet net nou eintlik iemand hê wat kan help met dit. So dis nie dat jy van voor af moet begin en daar's niks en goed is nie in plek nie, want dan sit 'n baie groter werk. So ja, bid daaroor ook. Miskien is dit hoe die Here jou wil gebruik. Miskien is dit hoe jy ook jou bydrae kan lewer. Ja, ons gaan die Onse Vader sing. Kom ons staan en ons sing hierdie lied saam. Dis ook ons gebed. Ons bid dit ook as ons dit so sing.
Ontvang die seën van die Here. Julle kan weet dat die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees by julle sal wees en bly. Amen. Ons gaan nou amen sing vir oggend.